Nou, ek gaan vanaand teen die stroom opgaan en ek gaan nie sê goeiemiddag nie, ek gaan sê goeienaand almal. As ek hier by die deur uit kyk, lyk dit asof die son so 'n bietjie laag is, so ek dink is meer gepas. En dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vir die eerste keer hier in hierdie gemeente vir u met die woord van die Here te kan bedien, waar ek saam met u gewoonlik sit en luister. Wil ek vir die kerkraad en vir Dominee Johan wil ek dankie sê vir die groot voorreg om hier te kan bedien met die woord van die Here. Dit is vir my altyd baie lekker, maar dit is ook dik senuwees om hier voor te staan. So, ek is dankbaar vir die voorreg, maar ons vertrou ook dat die Here sal praat, en nie net ek nie. Nou, ek wil u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Psalm 130. En ek wil net so lank vir oom Willie waarsku. My Afrikaans is nie van die beste nie. Oom kan my na die tyd bykom, sit net die diens deur asseblief. Psalm 130. Lyk of die meeste van u die plek het. Ek lees vir ons saam. 'n Bedevaarslied. Uit die dieptes roep ek u aan, o Here. Here, hoor na my stem. Laat u ore luister na die stem van my smekinge. As u, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by u is vergewing, en dat u gevrees mag word. Ek wag op die Here. My siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here, meer as wagters op die môre. Wagters op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing. En hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Ek nooi u om net so te bly sit en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanaand uit die woord uit kon lees en weet dat dit 'n lewende woord is wat vandag nog praat, vandag nog met ons werk. Maar dit is ook 'n woord wat baie mense vandag kan uitroep wanneer ons hierdie woorde lees, dat uit die dieptes roep ons u aan. Here, ons wag op u. Here, asseblief seën ons. Here, asseblief kyk na ons. Want die wêreld waarin ons leef is boos. Die tye waarin ons leef lyk al hoe donkerder. En as 'n mens kyk na wat rondom ons aangaan, is dit baie maklik om moed te verloor. Wanneer ons die evangelie deel en niemand wil luister nie, dan is dit nie meer so lekker om aan te hou om u te dien nie. Maar ons weet, dit is juis wanneer dit belangrik raak om na u op te roep. Dit is juis wanneer dit belangrik raak om op u woord te let. En ons vra vir die Here dat u asseblief vanaand u helder lig in die duisternis sal inskyn. En dat u ons sal herinner van u wonderlike beloftes, van u wonderlike seën wat ons alreeds weet. Ons weet u het alreeds 'n pad saam met ons gestap. Ons weet u het alreeds vir ons 'n wonderlike getuienis gegee. En ons vra vir u dat u net saam met ons sal aanhou stap. Dat u ons getuienis sal groei. Want alleen kan ons nie, maar saam met u loop ons 'n bendestorm. Amen. Nou, ek wil daar in vers 1 vir u voorhou, uit die dieptes roep ek u aan, o Here. En ek wil met u praat oor die tema van 'n lied vanuit die duisternis. Nou, hierdie lied het 'n naam in die Latynse Bybel wat De Profundis is. Nou, is 'n baie toepaslike naam, want dit klink vir ons wat aan Engels gewoond is soos profound. Alhoewel dit nie profound is nie, dit in die Latyns verwys dit vanuit die diepte, wat letterlik net vers 1 is wat die Psalm se naam is. Maar as 'n mens dink aan profound, iets wat diepgaande is, iets wat al diep wortel geskiet het, is dit hierdie Psalm. Hierdie Psalm het al ongelooflik baie impak in Christelike teologie en Christelike geskiedenis gehad. Dit is iets wat ons geneig is om te mis wanneer 'n mens na geskiedenis en geskiedenisboeke en teologie kyk, want dit is nie
een van die interessante gedeeltes waaroor almal stry soos Romeine nie. Hierdie is een van die gedeeltes waarna almal kyk en sê, ja, ons stem saam oor wat hierdie Psalm sê. Dit is eintlik redelik voor die hand liggend. Ons is in die dieptes, ons is in die duisternis, ons roep die Here aan en ons weet, hy sal ons verlos. Maar dit is juis die fout wat ons baie keer maak. Want as 'n mens soek ons altyd die interessantheid. Ons soek altyd daai sensasie, ons soek altyd die nuwe interessante ding. Ons is amper baie keer soos 'n Jack Russell met 'n bal. Ons wil net, gooi net weer vir my daai bal, want daar's net iets interessants wat ek weer wil soek. Daar's net daai nuwe ding waarna ek my tande in wil sink. Maar baie keer is die belangrike boodskappe daai goeie ou boodskap wat ons reeds ken. Baie keer is die ding wat ons moet leer, dit wat ons reeds weet. Wat nogal ironies is van 'n mens. Want hier sit ons al met 2000 jaar se kerkgeskiedenis. 2000 jaar wat 'n baie groter gelowige reuse as wat ek ooit kan droom om te wees, hierdie gedeelte bespreek het. En ons vra nog steeds dieselfde vraag. Ons soek nog steeds op dieselfde manier. En baie keer, selfs as Christene wat veronderstel is om in die lig te wandel, wat al die lig van die Here in ons hart ontvang het, is ons partykeer besig om in die duisternis rond te tas op soek na antwoorde, asof ons nie weet wat die antwoorde is nie. En baie keer het ons net nodig om stil te raak in ons eie gedagtes, ons oë op die Here te fokus, en net te onthou wie die Here is, wat die Here vir ons beloof het, wat het die Here al in my lewe gedoen. Waar ek het die voorreg om oor hierdie gehoor te kyk en 'n paar ou bekende gesigte te sien. En ek weet, hier is besonderse getuienisse in hierdie gemeente. Hier is mense wat verseker die getuienis kan bring oor hoe dit vir u gevoel het asof u besig was om weg te raak in die duister. Hoe dit vir u gevoel het asof u besig is om te verdrink daar in die diep waters. Maar u het na die Here gekyk en die Here het u deurgedra. En dit voel amper vir my half asof ek moet gaan sit en vir u oproep om hierdie getuienisse te deel, maar daar is 'n tyd wanneer u daai getuienis moet deel. En my vraag vir u is net dat, deel dit wanneer daai tyd kom. Want ek kan nie die getuienis deel wat u het nie. Net u het u getuienis, net u kan sê wat u sê. Maar as ons gaan kyk na wat die geestelike reuse al in die verlede oor hierdie gedeelte gesê het, soos ek sê, daar's al 2000 jaar se kerkgeskiedenis en hierdie Psalm is die heeltyd prominent in die oog gewees. En nou gaan ek begin by 'n baie snaakse kerkvader van wie ons nie eintlik nie hou nie, en dit is Pope Leo. Leo die Grote. Dit was die eerste Pope gewees. Nou natuurlik, daai tyd het die Pope nie beteken wat ons dit vandag in sien, maar ons hou nog steeds nie van hom nie, want ons hou nie van Popery nie. Maar, interessant genoeg, het hy hierdie gedeelte gebruik om in die Katolieke Kerk al sekere 1500 plus jaar terug gelede te sê, jy word nie gered deur jou werke nie, jy word gered deur geloof. Nou wanneer 'n mens dink aan die reformatie, dan is hierdie nie die boodskap wat ons verwag van die Katolieke Kerk af nie. Maar hier is dit, een groot stem uit die verlede uit wat roep, jy word gered deur jouself te onderwerp aan die Here, nie deur jou eie goedheid nie. En daarna nog steeds in die Katolieke Kerk, want teen hierdie stadium het die kerk nog nie verdeel nie, die reformatie het nog nie gebeur nie, vind ons vir Augustinus. Augustinus is een van die ouens van wie ons baie hou. As gereformeerdes weet ons dat hy die grondslag gelê het van hoe ons bekering verstaan. En hy het hierdie gedeelte gebruik om sy eie getuienis neer te skryf in sy confessions, en hy het beskryf hoe hy na die Here toe moes gaan. En hoe hy vir die Here moes sê, soos hierdie persoon in die Psalm, Here, ek is 'n groot sondaar. Ek het u verlossing nodig. En hierdie man het groot geword in die kerk, en hy het een van die reuse geword na wie ons vandag nog verwys. Is een van die mense wie nou nog bestudeer word in teologie en filosofie. Dit is hoe invloedryk hierdie persoon was. Maar hierdie Psalm is een van die gedeeltes wat sy hart aangegryp het. En na hom, een van die groot stemme weer wat hierdie gedeelte gebruik het, was Martin Luther. Die reformator. Die ou wat alles begin het wat ons aan dink as kerk.
Die ou wat teen die Katolieke opgestaan het en gesê het, man, ons glo nie julle nonsens nie, ons volg nie julle paus nie. Ons glo in Jesus om gered te word. En hy het hierdie psalm gebruik om daarna te verwys. En nogal interessant genoeg, Luther het na hierdie psalm gewys as een van die politiese psalms. Want hy het Paulus se boodskap hierin gesien. Dat jy word nie geregverdig teen die wet nie, eerder wys die wet vir jou hoe sondig jy is. En terwyl jy opgaan na God se huis toe, besef jy maar ek is nie goed genoeg nie, ek's vuil, ek sondig, ek kom uit hierdie vuil wêreld uit en nou wil ek opgaan na God se huis toe en ek wil hom gaan aanbid. Dankie tog, die Here hou nie ons ongeregtighede in gedagte nie. Dankie tog, by die Here is daar vergifnis. Anders sou niemand van ons waardig gewees het om na die huis van die Here op te gegaan het nie. Na Luther sit John Wesley eendag in 'n kerk. Nogal interessant genoeg in St. Paul Cathedral. So Paulus het nogal 'n baie sterk stem in hierdie psalm ook wat deurslaan. Maar Wesley sit in 'n kerk en hy beskryf hoe hy koud is. Hoe hy net nie belangstel nie. Hy gee nie om wat gepreek word nie. En die prediker begin hierdie psalm lees. En John Wesley kom tot bekering. En John Wesley, alhoewel ons nou nie sy Wesleyaanse methodiste rigting volg nie, is hy 'n groot vader vir ons wat ons heiligmakingsboodskap betref. Want hy het baie klem gelê op daai vuur wat aangesteek moet word in jou hart. Hy het baie klem gelê op daai tweede genadewerk wat moet gebeur. En John Wesley se groot boodskap van heiligmaking aan die kerk wat begin koud word het, net soos wat sy hart koud was teenoor die Here, is tot vandag toe nog besig om wortels in ons harte te skiet. Want hoe maklik sit ons in die kerk en ons hart voel koud. Ja, ek is maar net weer hier, nog 'n boodskap. Ons gaan alweer kerk toe. Is nou nie een van die interessantste goeders wat 'n mens kan doen nie. Partykeer as die dominee sy gedeelte en tema aankondig, en so, hier gaan ons alweer, ek ken al klaar hierdie boodskap, ek hoef nie eens te luister wat hy sê nie. En ons moet besef, ons het weer daai vuur nodig wat Wesley van gepraat het. Dat die Here ons harte aan die brand sal steek, dat ons nie meer net mense sal wees wat koud sit in die kerkbanke nie, maar dat ons eintlik in die wêreld sal uitgaan en 'n impak vir die Here sal hê. Nou Wesley het Spurgeon opgestaan en Charles Spurgeon het baie gepreek oor hierdie gedeelte. En wat Spurgeon op klem gelê het, wat die ander nie oor gepraat het nie, is die vrees wat nodig is vir die Here. Nou weet, baie keer gaan ons na die huis van die Here toe en ja, ons het die vuur van die Here nodig, maar ons het ook nodig om eers voor die Here te kniel. Om eers onsself voor die Here te verootmoedig. Om te erken, maar ek is 'n sondige mens. Jy kan nie net na die Here toe gaan en sê, hier is ek. Ek is hier om U te dien, want ek is so 'n fantastiese, wonderlike mens, dat U nou my moet gebruik. Gee nou vir my die vuur van die Heilige Gees, sodat ek kan gaan in die wêreld vir U kan verander. Nee, maak 'n baie groot fout. En dit is die toevoeging wat Spurgeon gemaak het in hierdie gedeelte deur te sê, jy moet op jou knieë na die huis van die Here toe gaan. Jy moet op jou knieë tot die Here nader. Dat die Here jou sal vergewe. Dat alhoewel ek 'n sondige mens is, alhoewel ek daai vuur van die Heilige Gees nodig het, alhoewel ek op my eie net 'n koue, dooie klip sal wees wat hier in die gemeente gaan mooi lyk en niks vir die Here beteken nie. Weet ons dat die Here het vir ons 'n plan. Weet ons dat die Here wil ons gebruik. Maar as ons hoogmoedig teenoor hom gaan opstaan, gaan die Here ons afbreek. As ons nederig na die Here toe gaan, sal hy ons oplig. En nou, een van die interessante gedagtes wat ek volgende wil volg, is ek nou al hierdie groot name genoem, wat ons kan vir jare praat oor hulle getuienisse, wat hulle beteken het vir teologie en al die slimmigheid wat hulle mee opgekom het en die ongelooflike groot impak wat hulle in die kerk gehad het, wat tot vandag toe nog wortels in ons lewens inskep. Maar nie een van hierdie manne kon die volle diepte van Psalm 130 delf nie. En dit is daai beperking van die menslike. God se woord is net te diep. God se woord is net te wonderlik. Daai oomblik wat ons dink, ja, ons verstaan hierdie gedeelte, ons weet wat hier aangaan,
dan kom die Here net weer en hy slaan jou voete onder jou uit met hoe wonderlik sy boodskap is. En hy wys vir ons iets wat ons nooit besef het in die gedeelte nie. Een van die klein goeters wat ek het hierdie week ook weer agtergekom het, hoe belangrik dit is om eintlik jou Bybel te lees en nie te dink ek weet wat daarin staan nie, is toe ek in Genesis lees oor die tuin van Eden. En ek het die gedeelte al baie keer gelees. Op kweekskool het ek al eksamen geskryf oor daai gedeelte. En ek kom vir die eerste keer agter, maar die tuin se naam was nie Eden nie. Die tuin was in die landstreek van Eden. En dan voel 'n mens, wat het ek nog al hierdie tyd gedoen, dat ek lees swakker as 'n graad 4 kind. En dit is daai eerlikheid wat ons na God toe moet nader en sê, ons is kinders. Ons verstaan soos kinders. As ons dink aan hoe groot God se verstaan is, en ons kyk na hierdie geloofshelde, hierdie geloofsreëse, is hulle daaronder. Nou waar nog van ons? En ons moet vir die Here vra, Here asseblief, wys vir my u lig. Nou, ons het vandag een van die ervarings gesien van hoe duister ons wêreld kan raak, en wat se diep waters mense kan afsak deur ouers wat hulle baba in die dood afstaan. Nou dink in, dat Dominee na daai ouers toe gegaan het, en hy het vir hulle vertel van al Augustinus se interessante filosofie. En hy het hulle vertel van hoe wonderlik Martin Luther die kerk hervorm het, of John Wesley se brandende hart vir die Here. Wat sou daai ouers se reaksie gewees het? Hoeveel seën sou daai ouers van daai boodskap afgekry het? Dit sou vir hulle niks beteken het nie. So wonderlik, so goed en so reg as wat daardie manne was, is dit nie mense en mense se slimmigheid wat ons nodig het nie. Ons het die Here nodig. En ek is seker daarvan dis wat Dominee ook gaan doen het. Hy het net daar gaan staan en saam met hulle in hierdie diep donkerte gesit. En hy het vir hulle gesê, hou julle oë op die Here. Dit is alwaar julle lig en julle hoop vandaan kom. En ek hoor die getuienis, dis mense wat die Here dien, so ek glo dat die Here sal deurdra, dat die Here vir hulle sal versterk. Maar net so elkeen van ons. Wie van u sit nie in duisternis nie? Wie van u sit nie in moeilike omstandighede nie? Die meeste van ons lewens is eintlik so, as ons eerlik is en iemand vra vir ons nou, wat gaan moeilik in jou lewe? Dan sê ons, ek het 'n lys, kies een. Waaroor wil jy gesels? Daar's baie wat ek het om oor te kla. En ons is eintlik soos hierdie volk Israel in hierdie Psalm wat daar staan, 'n bedevaarslied. So sien dit in u verbeelding met Jerusalem en die tempel bo op 'n berg. En die volk kom letterlik van onder af, van die res van die land af. En hulle beweeg op teen hierdie berg na die Here toe, terwyl hulle hierdie lied sing. En hulle sê, Here, ons weet, ons is sondig voor u. Here, ons weet, ons skiet tekort. Maar ons weet, u is die enigste een wat ons kan oplig om waarlik by u te wees. Ons kan hierdie berg uitklim, maar u is die enigste een wat ons kan oplig uit die duisternis uit. U is die enigste een wat ons kan vergewe. En ek hoop, dit is die gesindheid waarmee ons in hierdie gemeente ook saamgekom het. Weer daai sondige wêreld waaruit ons kom, daai duisternis. Dat ons saam opbeweeg na die gemeente toe. Dat ons saam opbeweeg om die Here te aanbid. En nogal interessant, as mens na 'n sinagoge toe gaan, dan is die kansel anders as ons tradisie wat ons die kansel oplig. Sink sinagoges hulle kansel 'n bietjie meer in die grond in. En is juis vir gedagtes soos hierdie Psalm. Dat selfs die man wat voorstaan en die woord van die Here bedien is niks. Ons is daar onder in die gemors saam met die res. Ons kan baie keer na Dominee kyk en dink, daar's 'n man wat gearrive het. As ons net soos hy kan wees, dan sal ons nooit weer enige bekommernisse hê nie. Hoeveel van u het al met Dominee gesit en gepraat, hoe gaan dit met hom? Soos wat hy altyd met u doen. Sal jy vinnig agterkom, hier is 'n man wat maar net saam met u sukkel. En hy het u net soveel nodig as wat u hom nodig het. En dit is wat ons vanaand gaan doen met hierdie Psalm. Ons gaan saam as 'n gemeente na die Here toe beweeg. Ons gaan na 3 verhale uit die Bybel uitkyk. Nie na wat se slim goeters Augustinus, Luther, Wesley uit hierdie gedeelte uitgelees het nie. Spurgeon is 20 keer meer 'n beter prediker as wat ek ooit sal hoop om te wees. Maar ons het nie Spurgeon se stem nodig nie. Ons het die Here nodig.
So ek wil u wys na verskillende gedeeltes in die skrif toe, om nog dieper te delf in hierdie gedeelte in as wat die manne al klaar gedelf het. Want ek seker af van almal van u weet reeds, ons is verlore sondaars. En die enigste manier hoe ons by die Here gekom het, is deur hom voor hom neer te kniel en vir hom vir vergifnis te vra. En dan weet ons selfs as gelowiges, is ons vyel sondaars in 'n donker wêreld. En ons het nodig om voor die Here neer te kniel en hom te vrees, sodat hy ons sal heilig maak, sodat hy ons sal maak soos wat hy is. 'n Werk wat eers by verheerliking, by die opstanding, volmaak sal word. Maar hierdie psalm gaan nog dieper. Daar is nog meer in hierdie psalm. En ek wil saam met u op daai skouers van die reuse staan en nog dieper in kyk na verdere verhale wat ons hierin kan kry. En nog steeds in vers 1 waar daai roep is, uit die dieptes roep ek u aan, o Here. Wil ek praat oor 'n lied vanuit die donker waters. Want dit is letterlik wat daai Hebreëse woord na verwys, na donker waters. So diep in die see in, dat daar glad nie meer lig inskyn nie. Dit is die beeldspraak van die toestand wat Israel aan hulle self toeskryf deur hierdie lied. Ons is in donker waters, en ons het nodig dat u ons uit die donker water uithaal en in die lig plaas. En het u geweet, daar is 'n profeet in die Bybel, wat presies dieselfde ding gebid het as in hierdie psalm. En dit was Jona gewees. Jona 2 vers 6. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here, my God. Nou, ons almal ken die verhaal van Jona. Dat God roep vir Jona om Ninive toe te gaan, en hy sê, nee, ek wil nie Ninive toe gaan nie, ek gaan Tarsus toe, ek gaan weg van die aangesig van die Here afvlug. En die aangesig van die Here kry hom daar oor die donker waters. En die aangesig van die Here gooi hom in die donker waters in. En terwyl hy in die donker waters is, sluk 'n vis hom in. Nou, besef die diepte van hierdie beeld. Dis 'n ware verhaal wat gebeur het, verseker. Maar in die manier hoe die antieke Oosterse mense, naby Oosterse mense die wêreld gesien het, het hulle geglo dat die see verteenwoordig chaos. Dit is waar 'n mens gaan om vernietig te word. Dit is waar alles begin verkeerd loop. En nie net dit nie, het hulle geglo, dit is waar die seemonsters bly, soos die Leviathan. Dit is waar 'n mens met goeters te doen gaan kry wat ons nie verstaan nie, wat jou in 'n oogwink kan insluk en doodmaak. En wat het met Jona gebeur die oomblik toe hy die Here se pad verwerp? Hy het see toe gegaan, hy het in die gals beland en die seemonster het hom ingesluk, die groot vis. Nou 'n mens wil amper sê dit is toevallig hoe hierdie dinge in mekaar inpas, maar ons weet dit is hoe die Here sy woord in mekaar vleg. En dit vleg terug in Psalm 130 in ook. Dat hier het ons die volk wat sê, ons is in die duisternis. En hulle gaan op na God se tempel toe, sodat die Here hulle in die lig kan bring. Dis nie omdat hulle nie gelowig was nie, maar is omdat hulle geweet het, hulle gaan nou vergifnis vra vir hulle sondes. Hulle gaan nou op om offers te doen. Hulle gaan nou op om na die woord van die Here te luister wat aan hulle verkondig en geleer gaan word. En baie keer is ons soos Jona. En ons beland op 'n plek waar ons onder in die chaos lê. Waar ons deur die water verdruk word. En waar dit voel asof daar net groot monsters is wat ons omring en ons lewens bedreig en ons die hele tyd wil vernietig. En kyk, mens kan daai monster enige naam gee, vanaf probleme by die werk tot finansiële probleme, tot gesinsprobleme, gesondheid. Daar is baie dinge wat ons lewens kan bedreig. En nie altyd nie, maar baie keer beland ons in daai omstandighede omdat ons soos Jona vir die Here weghardloop. Wanneer die Here vir ons sê, gaan verkondig die woord, gaan wees my getuie, dan besluit ons, nee, ek wil nie dit doen nie. Het is nie lekker om oor die Here te praat nie, veral wanneer mense nie wil luister nie, veral wanneer jy in die moeilikheid kan kom. Men wil nie regtig oor die Here praat nie. Of wanneer die Here sê, wees lief vir mekaar, dan kyk ons na die mense wat langs ons in die kerk sit baie keer, en ek dink, ek lief wees vir daai ou.
Asseblief, daar kan iets maklikers wees wat u vir my verwag. En baie keer het die Here nodig om ons in die see in te gooi. Om ons so 'n bietjie onder die druk van die donker waters te plaas. Om daai chaos in ons lewens aan te wakker. Sodat ons kan besef, maar ons volg nie die Here getrou nie. Ons kan dalk in die kerk sit, soos 'n Wesley, koud, ek gee nie om nie, ek stel nie belang in hierdie boodskap nie. Ja, ek het hierdie preek al 20 keer gehoor, hoekom moet ek nou alweer hierna sit en luister? Ek kom maar net so vinnig as moontlik hier in en ek hardloop so vinnig as moontlik weg, want mense net nie agterkom, ek het nie regtig my medebroeders lief nie. Dan gooi die Here ons in daai omstandighede baie keer. En dan bid ons tot die Here en ons vra waarom? En dan kom die Here na ons toe en hy lig ons uit daai omstandighede uit. En hy sê, maar gaan doen nou wat reg is. Gaan doen wat ek op julle hart gelê het. Maar hierdie is nog net op 'n persoonlike vlak. Hierdie is nog net hoe ons die diepe waters in ons lewens kan ervaar, soos wat ons nou is. Maar nou wil ek u nog verder inneem en ek wil eers in die Psalm uitwys. Onthou, hierdie is 'n Psalm wat die volk saam gesing het, soos wat hulle opbeweeg het na die tempel toe. Maar let op hoe die Psalm oorbeweeg van, ek roep die Here aan uit die duisternis, Here luister na my stem, vers 5, ek wag op die Here, 6, my siel wag op die Here, en dan iewes skielik in 7, wag op die Here oor Israel, en iewes skielik beweeg hulle uit die persoonlike uit, na 'n roepe vir die hele volk. En daar in vers 7, wag op die Here oor Israel, want by die Here is die goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing. En hulle sing oor hoe hulle wag op die Here, soos wagters in die môre. En hulle herhaal dit nogal 2 keer oor hoe hulle vir die Here wag. En nog een van die klein profete kom in my gedagtes op, wat so gewag het vir die Here. Wat gewag het om 'n antwoord van die Here af te kry. Maar voordat ons by hom kom, wat het met die volk Israel gebeur in die Ou Testament? Het hulle getrou gebly aan die Here? Hulle het dalk jaar in en jaar uit teen die berg opgeklim om by die Here uit te kom en sy tempel en al die dinge te gaan doen wat hulle daar moes doen. Hulle het jaar in, jaar uit hierdie Psalm saam gesing. En hulle het die hele tyd net al hoe verder en verder weg van die Here af beweeg. En dit begin mense al reeds sien gebeur in Exodus. Die Here het hulle nou net uit Egipte uitgelei. Hulle het nou net al die wonderwerke van die Here gesien. Hulle het nou net kos en water gekry op 'n bonatuurlike manier. Leer. Die Here wys vir hulle die beloofde land, dit is nou tyd om daar in te gaan. En hulle stuur verspieders en die verspieders sê, nou ons kan nie, daar's reëse. En die volk se hart draai teen die Here. Maar nou later, nadat daai generasie uitgesterf het en hulle vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het, ry Joshua en Caleb hulle uiteindelik in die beloofde land in, en hulle begin die land in besit neem. Maar hulle neem nie die land heeltemal in besit nie. Hulle raak gemaklik. Hulle begin leef saam met die volke wat daar was, wat hulle moes uitgedryf het. En 'n mens sien dat elke een het gedoen wat reg was in sy eie oë. Want daar was nie 'n koning in daai tyd nie. Wat 'n half ironiese stelling is, want net in Deuteronomium het die Here gesê, as julle my volk, sal julle my volk wees. Die Here sal julle koning wees. Maar daar's nie 'n koning oor Israel nie, elkeen doen maar soos wat goed is in sy eie oë. Begin al klaar weg van die weef van die Here afdwaal. Tot op 'n stadium waar die volk sê, gee vir ons 'n menslike koning, dat ons kan wees soos die res. En vanaf die konings gekom het, is dit net nag. Dawid was die enigste een gewees na wie 'n mens kan kyk en sê alles het goed gegaan. Die res van die konings het aangehou om afgoderry in die volk in te bring. Daar was 'n paar gewees wat probeer het om so 'n bietjie regstelling te bring en die afgode uit te werp, maar dit het nie regtig gewerk nie. Die volk net al hoe verder weg van die Here af beweeg agter die afgode aan. Totdat die Here gesê het, genoeg is genoeg. En dit is die omstandighede waarin Habakuk gestaan het. Habakuk het tot die Here geroep in hoofstuk 1. En hy sê vir die Here, kyk na die toestand van die volk. Die wet word nie meer gevolg nie. Die mense wat veronderstel is om die wet toe te pas, verloon die
wat goed doen. En hulle, nou raak my woorde die mekaar. Ja, hulle verloon die wat goed doen, hulle is teen die wat goed doen, en hulle gee loon aan die wat verkeerd doen. Hulle straf nie die wat verkeerd is nie. Hulle is besig om die wat verkeerd doen die voordeel te gee. En dan volgende wys Habakuk, maar kyk na die priesters. Kyk na die leviete. Die manne wat veronderstel is om God se woord aan die volk te deel. Die manne wat veronderstel is om die volk in die Here se weë te lei. Hulle doen dit nie. Hulle lei die volk weg van die Here af. En in Jesaja en Jeremia sal ons sien dat hulle het selfs afgode in die tempel in begin dra. Maar die Here antwoord daai gebed van Habakuk, waar Habakuk vanuit die duister volk die Here aanroep. En die Here sê vir Habakuk, jy het nog niks gesien nie. Ek sal doen soos wat daar nog nooit gehoor was nie. Jy dink dit is nou erg. Ek gaan die Assiriërs opwek om hierdie volk te kom vernietig. 'n Volk wat julle sal vang soos voëls. 'n Volk wat nie omgee oor julle wet nie. 'n Volk wat nie die Here wil dien nie. En hulle sal julle vernietig en hulle sal julle wegvoer. En nou moet 'n mens dink, wat moes in Habakuk se hart gebeur het? En dis wanneer ons lees in hoofstuk 2 vers 1. Op my wagtoring wil ek gaan staan, en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek my klagte moet antwoord. So Habakuk bring 'n klagte na die Here toe. En die Here sê vir hom, jy het nog niks gesien nie. Nou sê Habakuk, nou gaan ek staan en wag om te hoor wat die Here volgende gaan sê. Want hierdie is 'n harde boodskap. Wat sou ek nou veronderstel om te doen? Dink dit in, 'n profeet wat veronderstel is om die woord van die Here in Israel te verkondig, en die Here sê, ek het my streep getrek, julle tyd is verby, julle kans is verby. En nou staan Habakuk soos 'n wagter. En hy wag, wat gaan die Here antwoord? Wat gaan die Here volgende sê? Want hy weet die Here het 'n plan, die Here het 'n doel. En dit is hier waar 'n mens daai belofte kry wat Daniël later gesien het oor die 70 jaar, is in Habakuk opgeteken. En die Here sê vir hom, weet, dit gaan verbygaan, die volk gaan nie vir altyd daarin wees nie, maar dit gaan nie vinnig gebeur nie. En Habakuk eindig sy boek met daai lied van, al sou die vrye boom nie bot nie, al sou daar geen wingerde meer wees nie, sal daar geen vrug meer wees nie, al sal daar niks goeds meer wees nie, sal ek nog steeds in die Here jubel, want hy is my God, hy is my redder, hy is my verlosser, en hy weet dat die Here herstel aan Israel sal bring eendag. En nou natuurlik weet ons dat die kerk is glad nie soos Israel nie. As ons na die 2000 jaar van kerkgeskiedenis kyk, het die kerk nog nooit iets gesê wat die Here nie wou gehad het gesê moes word nie. Die kerk het nog nooit iets gedoen wat nie veronderstel is om gedoen moet word nie. En elkeen van ons wat hier sit vanaand, is sulke wonderlike mense dat ons het nog nooit vandat ons gered is enige sonde gedoen waaroor die Here ontevrede met ons lewens sal wees nie. Sekerlik nie. Nee. Ons kom baie vinnig agter dat ons kan maklik vingerwys na Israel toe en sê, maar hierdie mense, na alles wat hulle gesien het, na alles wat hulle beleef het, is dit hoe hulle leef, is dit die besluite wat hulle neem? Ja, en kyk na ons. Kyk na die getuienis wat elkeen van u het. Hoe het die Here u siel gered? Hoe het die Here al saam met u geleef? Hoe het die Here u al deurgedra? Hoe het die Here al u gedra op die pad van heiligmaking? Wonderwerke dalk in u lewe gedoen. Hoe maklik is dit om teen die Here te sondig? Hoe maklik is dit om in sy woord te begin twyfel? En hier moet ons besef dat ons het baie keer nodig om na die Here toe te gaan. En weet, ons het die voorreg om in 'n volk te wees wat die Here geken het vandat die volk geplant was, kan 'n mens maar sê. Ek weet nie of dit die regte woord is nie. Maar vandat die volk begin het, was die boodskap van die evangelie daar gewees. So ver terug as wat mense die Afrikaner se geskiedenis gaan lees, so ver terug gaan 'n mens die boodskap van bekering kry. Maar kyk na ons volk vandag. Waar sit ons? En dit is niks niets nie. Ek het na 'n ou Afrikaanse film een keer gekyk wat nog wit en swart is, soos al baie oud. En
Die film het gegaan oor 'n dominee se dogter wat swanger geraak het. En die dominee sê vir sy dogter, hierdie is 'n skande, laat die gemeente net nie uitvind nie. Gaan vir 'n abortus wat daai tyd nog baie onwettig was, mag glad nie gedoen word nie. Gaan vir 'n abortus, laat die mense net nie uitvind nie. Vandag sal mense nie eens hulle oog lig daarvoor nie, want dit is normaal. Dit is wat gedoen word in ons tyd. Gaan kyk na Afrikaanse media. Is asof hulle in 'n kompetisie is om te kyk hoe boos kan hulle wees, hoe vinnig hulle teen die Here kan draai. Gaan kyk na baie Afrikaanse kerke. Weet u hoe skokkend dit is, dat terwyl ek by OM was en sendlinge opgelei het, staan ek daar en praat met mense wat so 20 jaar oud is, wat uit die kerk uitkom, wat so lief is vir die Here, hulle wil gaan sendingwerk doen, hulle gee hulle hele lewe oor vir die bediening. Dan vra hy vir hulle, deel vir my die evangelie. Kan nie. Dan wonder 'n mens nou, wat het hierdie kerke vir hulle geleer? Waarvoor wil hulle lewe gaan oorgee as hulle nie eens die evangelie ken nie? En weet, ons moet baie keer soos wat Judas sê, as daar iemand is wat swak is, as daar iemand is wat sonde is, ruk hulle soos 'n stomp uit die vuur uit. En dis wat ons met ons volk moet doen. Nie eens met die slegte mense nie, maar met die mense wat in die kerk sit. Ons moet ons kerk, ons Afrikaanse kerk uit die vuur uitruk. Want dit is besig om te vergaan, dit is besig om te verbrand. En wie se verantwoordelikheid is dit? Elkeen van ons wat hier sit is 'n Habakuk. Elkeen van ons wat hier sit kan Psalm 130 saam sing. En ons sê, ons wag vir die Here se antwoord. Maar die Here het ons reeds die antwoord gegee. Gaan verkondig die boodskap. Gaan wees die lig in die duisternis. Jesus stuur ons in die duisternis in. Jesus stuur ons in die wêreld in, sodat ons sy lig daar kan wees. Die laaste wat ek wil uitwys weer in Psalm 130 is vers 8. En hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Nou ons weet, ons het nou net gepraat oor die geskiedenis van Israel. Wanneer was Israel as 'n volk verlos van hulle ongeregtighede? As mens kyk na die ballingskap, toe die Here hulle toegelaat het om terug te keer daar in Nehemia en Esra se tydperk, het die volk hulle sondes gelos? Nee. Net 'n baie klein deel van die volk het teruggekeer na hulle land toe. Die meeste van hulle wat gemaklik geraak daar in Babelonië. Die meeste van hulle het gelukkig geraak daar tussen die klomp heidene wat nie die Here dien nie. Net 'n klein groepie het teruggegaan om die Here te aanbid in hulle land. En toe daar kom aan lese mense in Haggai, het hulle nie eens die tempel herbou nie. Hulle het eers hulle eie huise herbou. Hulle het eers vir hulle self gesorg. En nou kom 'n mens agter, maar wanneer Jesus kom, het hy na sy eie mense gekom. Hulle het hom nie geken nie. Wanneer Jesus gekom het, was dit juist die goeie godsdienstige mense gewees, wat die hele tyd in die tempel was, wat permanent daarbo op die berg in God se huis was. Hulle was die mense gewees wat Jesus gekruisig het. Want Jesus het nie 'n boodskap gedeel wat hulle wou gehoor het nie. Nou begin Psalm 130 'n bietjie anders lyk. Want hierdie mense sou in die tyd van Jesus, as mense dit nou moet verbeel, beweeg hulle op na die tempel toe. En hulle sê, die Here kyk na ons, die Here gaan ons herstel, ons wag op die Here, en hulle gaan doen alles behalwe wat die Here wil hê. Hulle gaan luister na al die mooi boodskappe, maar hulle hoor nie God se stem nie. En op die einde van die dag is dit juist die mense wat hulle na die Here toe moet lei, wat hulle weg van die Here aflei. Wat eintlik vir die Here aan die kruis gehang het. En dan blaai 'n mens na Romeine toe. En 'n mens sien Paulus se verduideliking in Romeine 11 vanaf vers 25. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, en dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. Die verlosser sal uit Sion kom, en die goddelose van Jakob en die goddeloosheid van Jakob afwend. En dit is wanneer die Here daai belofte aan Israel gaan vervul. Daai belofte van herstel, daai belofte van vergifnis. Wanneer Jesus weer kom, wanneer Jesus self op die berg in Jerusalem sit, op die berg Sion as koning,
en hy regeer vanuit sy tempel uit. Dit is wanneer Israel herstel sal word. Maar wat sê Paulus gebeur intussen? Dis nou die tyd vir die heidene. Totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Nou, ons is die heidene. Ons is nie Jode nie. En die Here gee hierdie tyd van genade vir die res van ons, sodat ons die boodskap kan ontvang, sodat ons kan glo, sodat ons gered kan word. En anders as Israel beweeg ons nie teen die berg op nie. Die Here kom af in elkeen van ons harte in. En die Here kom maak sy tempel in elkeen van ons harte. Die Here kom woon by ons. Dat oral waar ons gaan, daar is God se tempel op die aarde. Daar waar ons as 'n gemeenskap van gelowiges saamkom, daar is ons sy kerk. Die versameling van die tempels, die versameling van mense se harte wat vol is van die Heilige Gees, die versameling van mense wat God se teenwoordigheid uitstraal in hierdie wêreld. Maar nou is die vraag, as ons so saamkom, hoe lyk dit? Waaroor is ons besig om te praat? Wat is ons besig om te doen? Nou, ek kan met vrymoedigheid sê dat hierdie gemeente lyk nog goed. Maar dit is maklik om te sê die gemeente lyk goed, soos wat Dominee vanoggend oor Laodicea gepraat het. Want dit is maklik om goed te lyk, terwyl ons hart lou is, terwyl ons koud is, terwyl ons nie na die Here wil luister nie. Ons kan al die mooiste preke preek, terwyl ons harte dit nie leef nie. Ons kan al die bedieninge gaan doen, maar ons soos Israel wat die Here dien met hulle lippe, maar hulle harte is ver van die Here af. En ek is seker van enigiemand wat al enige tyd saam met die Here geleef het, kan hiervan getuig. Dit gebeur maklik. Dit gebeur sonder dat ons dit agterkom. Dit is amper asof ons eendag geskok is en agterkom, maar ek is nie meer so naby aan die Here as wat ek altyd was nie. En dit is so maklik om so gewoond te raak daaraan in 'n gemeente vol mense wat so is, dat dis die norm. En ons moet aktief daarteen werk. Want die Here het nie vir ons gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle gaan mooi Christene wees. In 'n verskriklike mooi kerk met die mooiste boodskapies. En julle gaan so mooi lyk dat die res van die wêreld jaloers gaan wees oor wat so mooi lewens julle het. Nee. Jesus het gesê dat die krag van die Heilige Gees gaan oor julle kom en julle sal my disippels wees. En julle gaan disippels maak. En julle gaan hierdie boodskap verkondig tot aan die uiterstes van die wêreld, tot aan die uiterstes van die heidene. En ek het een keer na 'n NG predikant geluister wat gesê het, julle sien, ons het nie as Afrikaanse mense na die wêreld toe gegaan nie. Ons het nie na die nasies toe gegaan nie. Nou stuur die Here die nasies na ons toe. En ons leef tussen hulle. En ons skuur skouer met hulle. En nou is my vraag, hoe leef ons saam met die nasies? Is ons besig om die evangelie aan hulle te verkondig? Of is ons besig om oor hulle te kla? Is ons besig om lig uit te leef? Of is ons besig om daar saam met hulle te verdrink in die diep see? Wat se tipe mense is ons? Ons hoef nie soos die res van ons volk te wees nie. Want die Here het vir ons in die wêreld uitgestuur, in daai donker wêreld wat besig is om te verdrink in die see. En die Here het vir ons sê, gaan haal hulle uit. Bring hulle op uit die berg na my toe. Gaan verkondig die evangelie sodat hulle kan weet waar ons is. Nou my vraag is, waar bevind u uself vandag? En ek wil met hierdie gedagte ook afsluit. Want weet, dis maklik om slim te klink. Dis maklik om te kan praat oor Augustinus en Luther en Wesley en al hierdie ouens. Dis maklik om teologie en mooi Bybelversies aan te haal en lekker te kan gesels oor die Here. Maar dit is iets anders om dit te leef. Dit is iets anders om dit as 'n werklikheid in ons hart te hê. My vraag is dit 'n werklikheid in u hart? Is u opgewonde om teen daai berg op te beweeg na die Here toe? Is u opgewonde om mense saam met u uit die duisternis uit te trek na die Here toe? Nie omdat ons so goed is nie, nie omdat ons so mooi is nie, maar omdat die Here my gered het. Omdat die Here my uit die modder uitgehaal het. Omdat die Here my uit hierdie sondige toestand uitgered het. Omdat die Here nou nog steeds besig is om my hart te reinig en my te vorm meer en meer aan sy beeld gelyk.
Daarom kan ek na mense toe gaan en sê, kyk wat het die Here vir my gedoen. Die Here wil presies dieselfde vir jou doen. Daarom kan ons saamkom in 'n gemeente en ons kan 'n tipe lied sing soos Psalm 130 waar ons sê, ons wag op die Here. Ons is opgewonde om hom te sien, want hy het ons alreeds verlos. Hy is alreeds besig om in ons harte te werk. En hy is besig om ons in hierdie wêreld uit te stuur om sy woord te gaan verkondig. Ons weet, wanneer ons saamkom by 'n geleentheid soos hierdie, gaan ons die woord van die Here hoor. En daar is niks meer wat ons wil hê nie. Want ons gaan nie net hoorders van die woord wees nie, maar daders. Ons gaan by hierdie deure uitstap en ons gaan eintlik leef wat die Here vir ons sê. Klink mooi, maar om dit te leef is baie moeiliker as wat ons dink. En die groot les van hierdie Psalm, op ons eie kan ons nie. Ons moet voor die Here neerkniel en erken, ons kan nie. Ons het U nodig, Here. Here, asseblief verander ons. Here, asseblief maak ons nuut. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons uit die woord kon lees, dat ons daaroor kon praat. Here, ek is seker daarvan, dis almal se wens hier vanmôre of vanaand, dat ons harte lewendig vir U sal wees. Dis ons elkeen se gebed, dat U ons in U hande sal neem, dat U ons hoër op die berg sal lei, dat U ons dieper in gemeenskap met U sal bring. Buite is dit rof, en ons sien hoe die nag al hoe dieper raak, hoe die nag al hoe donkerder raak. Maar dit is tyd nog om te werk. Dit is tyd nog om U lig in hierdie wêreld uit te dra. En ons vra vir U dat U vir ons getroue getuies sal maak. Dat ons nie soos Israel sal wees nie. Dat ons nie so baie voorbeelde al in kerkgeskiedenis sal wees nie. Maar dat ons oë op U gefokus sal hou. Dat ons gedurig deur op na U toe sal beweeg. Aan die brand gesteek deur U Heilige Gees. Besig om mense van U verlossing te vertel. Amen.